So laasweek het ons die vraag gehad oor wat het die diere in die see geëet? Ons het 'n bietjie gesels oor vrae wat ons kan hê ten opsigte van die Bybel en die antwoord is altyd maar om te gaan kyk wat sê die Bybel. Nou om dit mooi te verstaan of om God se skepping mooi te verstaan ten opsigte van wat die diere geëet het, dink ek begin ons maar sommer by die landdiere wat die Here geskep het. So die Here het die landdiere geskep en in Genesis 1 het hy aan hulle voedsel voorsien en hy sê in Genesis 1 vers 29 sê hy God het gesê kyk ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra wat op die oppervlakte van die hele aarde is en al die bome waaraan daar vrugte is wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. Vers 30 sê, ek gaan so vers 30 ook so lank lees. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waarin lewensasem is, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het toe so gebeur. So God is baie duidelik hierso en dat hy vir alles wat asemhaal wat op die land is, groen gewasse gegee het as voedsel. Dit sluit dan nou in enigiets wat saad dra, plante wat sade dra, wat eetbaar is, vrugte, bome, soos wat ons vandag ook maar ken. Die idee van vleisetende gedrag, soos in hierdie geval nou diere wat diere eet, vind ons eers na die sondeval. So die sondeval het eintlik gekom en alles deur mekaar gekrap. En ook die vloed, waarvan ons lees in Genesis 9 met Noag. Toe God vir Noag en sy gesin toestemming gegee het om van die diere te eet. So kom ons kyk 'n bietjie na die sondeval. Wat het gebeur met dat die diere plante geëet het? Genesis 3 vers 17 tot 19 sê vir ons dat die sondeval gevolg gehad het dat die grond vervloek is en dat mense nou eet in die sweet van hulle aangesig. Kom ons kyk Genesis 3 vers 17 tot 19 sê, vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dissels sal dit vir jou laat uitsprei en jy sal veldplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So God sê hier dat die grond vervloek word, wat dan beteken dat daarmee saam dit wat uit die grond uitkom dan ook vervloek is. Die plante, die sade, alles wat uit die grond uitkom. So die teks sê nie vir ons eksplisiet dat diere mekaar onmiddellik begin eet het nie. Maar wat die teks vir ons wel sê, is dat die harmonie wat bestaan het met die skepping van God in Genesis 1 afgebreek is. En daardeur is dit wat God geskep het vernietig. En het mens en dier ander maniere begin vind om aan die lewe te bly. As ons kyk na die vloed in Genesis 9, daar het God 'n nuwe verbond met Noag gesluit en hy het vir hom nuwe instruksie gegee en hy het gesê in Genesis 9 vers 2 tot 3, die vrees en die skrik vir julle sal oor al die diere van die aarde wees. Alles wat beweeg en lewe sal julle voedsel wees. En soos ek julle die groen plante gegee het, gee ek julle alles. So hier gee God toestemming vir die mens om dan diere te kan begin eet. So weer eens het daar 'n verandering plaasgevind. Die mens word nou toegelaat om nie net plante te eet nie.
So hierdie verhouding tussen mens en tussen dier en dier het verander met die sondeval en met die vloed wat gekom het. Want reg in die begin het God vir die mens en vir die dier alles wat asemhaal op die aarde het hy plante gegee en sade gegee om te eet. So dit word nie eksplisiet so vermeld nie, maar dit is die afleiding wat ons kan maak uit die tekste uit. Toe kom die Here ook en hy skep die voëls van die hemel. En so lees ons dan in Genesis 1 vers 30 wat ek nou vir julle gelees het, dat dit ook geld vir die voëls van die hemel. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rond beweeg, gee ek vir julle groen gewasse as voedsel. So hierso sê die Here ook dat hy nie net vir die diere op die aarde en vir die mens nie, maar ook vir die voëls in die lug het hy plante as voedsel gegee. En as ons nou dink vandag aan diere soos valke en arende, hulle eet nie plante nie, hulle eet vleis. Hulle is vleiseters. So weer eens met die sondeval en met die vloed het hierdie dinge vir die diereryk en vir die voëls van die hemel ook verander. Die aarde was nie meer 'n vreedsame, harmonieuse plek nie. Die sondeval en die vloed het dit onharmonieus gemaak en dit het 'n gevaarlike plek geword. Sonde en dood het die wêreld binnegekom en die harmonie is in die skepping verbreek. En nou kom ons by die eintlike vraag wat ons gehad het oor die visse en die seediere. Nêrens in die Bybel word spesifiek genoem oor wat die seediere geëet het nie. Die Bybel en God gee vir ons net duidelike stellings oor wat mense, landdiere en voëls geëet het. Maar ons kan tog, as ons na die Bybel gaan kyk, kan ons tog 'n paar dinge aflei ten opsigte van die seediere van wat God geskaap het. In Genesis 1 vers 20 tot 22 sê God: "Laat die waters wemel van lewende wesens." En God het hulle geseën en gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see." Toe God die visse en die seediere geskep het, het hy hulle opdrag gegee om te vermeerder en die see te vul, wat toon dat hulle wel 'n groot rol in God se skepping het. Tog word daar nie 'n spesifieke melding gemaak van voedsel nie. Eksplisiet is daar geen melding van wat hulle eet nie, maar ons kan wel aflei uit Genesis 1 vers 30 dat God aan alles wat asem het, plante gegee het as voedsel. Alles wat asem het, sluit dit dan nie ook die seediere in en die visse nie, want hulle haal tog ook asem. So ons kan aanneem dat God vir hulle ook dieselfde as met die ander plante onder water plantvoorsiening gemaak het vir hulle om kos te hê. En dieselfde het gebeur as wat met landdiere en met die voëls in die lug gebeur het, om te sê dat na die sondeval het dood en wreedheid en alles wat sleg is, die aarde binne getree. Die skepping is beïnvloed. Na die vloed is daar ook nie direkte melding van wat seediere geëet het nie. Maar ons kan aflei as die mens en landdiere en voëls se dieet verander het dit ook die seediere se dieet verander. En so dan ook kry ons vandag dat baie visse eet en nie noodwendig die seewier en alge wat in die see voorkom nie. So die eet en seedierlewe is dieselfde beïnvloed deur die sondeval en die vloed as wat die ander beïnvloed was. Dankie Ron.